Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn erediens. Dit is Sondag die 20ste September. Volgende Sondag op die 27ste skop ons af met ons eredienste hier in ons kerkgebou en ons sien natuurlik baie daarna uit. Maar dit is ook 'n tyd wat ons ook nog steeds versigtig moet bly. Ons het alreeds ons verneem uit ander wêrelddele dat daar golf op golf is wat jy kan toeslaan en dat ons nog steeds moet versigtig en verantwoordelik bly is deel van ons verantwoordelikheid in hierdie tyd. So kom as ons met mekaar kom volgende Sondag, onthou dit ook en dat ons ook sal bly intree vir kalmte onder mense. Mense kan maklik ook wanneer dinge verslap ook hulle oorgee aan vergrype en om die reëls te bly gehoorsaam uit respek vir mekaar en ook respek vir jouself in hierdie tyd. So kom ons bid ook vir daardie kalmte in hierdie oomblikke. Kom ons word stil. Here, dankie dat ons kan uitsien na eredienste. Dankie vir verligting. Dankie dat ons ook in hierdie tyd so baie kon leer van onsself, van U, van ons medemens. Ja, en ons weet binne in die chaos is daar baie dinge ook ontbloot. Baie agterdog, baie suspisie. Maar dankie dat U, die almagtige God, dieselfde gebly het. Dat U ons net herbevestig het, keer op keer, dat ons in U greep is, dat U ons hou vas. Dankie dat niks ook U kon keer om U woord, U evangelie steeds te laat weergalm tot aan die uithoeke van die wêreld nie. Dankie dat ons kon deel wees daarvan en steeds deel sal kan bly daarvan. So in hierdie oomblikke, Here, waar ons ook as gemeente en as gelowiges, as geloofsfamilies saam verkeer rondom die woord. Alles het oor liglyne heen. Sê ons dankie dat U in die alomteenwoordigheid ook vir ons vashou. Ontmoet ons ook in hierdie oomblikke en mag dit ook 'n ontmoeting wees wat ons sal kan na terugkyk en weet die lewende God is en bly steeds met ons besig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan 'n lied sing. In hierdie tyd is daar natuurlik ook baie rede vir lof en vir dank en redes om die Here te loof en te prys. As ek na hierdie prentjie kyk van hierdie man, dan lyk hy sommer so of hy uit sy heupe uit dankbaar is, vol vreugde is. Gebruik hierdie lied om iets daarvan ook van jou dankbaarheid en redes hoekom God lofwaardig is in hierdie oomblikke saam te stem met hierdie lied. Geniet dit. Die Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sien die hemelkoning op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besin. Laat ons lofsange die plek wees waar hy woon. Hef jou hande na bo. Al wat hy staat ons glo. En as jy weet jy is vry, is dit die heel beste rede om te kniel voor die Vader in gebed tot ontenade en om as koning en verlosser te bely. Om te dank vir sy genade, vir sy seën en wonderdade, want die krag van sy waarheid maak ons vry. Hef jou hande na bo. Al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet jy is vry, is dit die heel beste rede om te gaan na die nasies, want sy opdrag was basies om te doen en te lewe net soos hy. Van deur sy wonderwerke is daar nou ook geen perke aan wat Jesus kan doen deur jou en my. Hef jou hande
beste rede om met cymbal en drom te raas en die shofars hard te blaas, want die groot dag van Jesus kom beslis. Die dag wat elke knie sal buig en elke mond nog sal getuig dat die ruiter op die wit perd koning is. Hef jou hande na bo, al wat hy vra is dat ons glo, en as jy weet jy is vry, is dit die heel beste rede vir my. En as jy weet jy is vry, is dit die heel beste rede, heel beste rede, heel beste rede vir my. Ja, hierdie lied maak vir ons regtig weer eens daarvan bewus dat daar so baie redes is om te staan en die Here te loof en te prys. En ons sien uit daarna om dit te kan doen saam met ons medegelowiges. Nie net sulke oomblikke nie, maar ook ander oomblikke oorweldig ons in bewuswording van God se grootheid en krag. En baie keer in die chaos kry ons nie reg om hierdie fokus te behou nie. Ons leef in 'n wêreld met soveel geraas, soveel dinge wat ons aandag aftrek, nê. En dan wil 'n mens sommer net oorgaan en jy wil jou ore toedruk. Hierdie paar illustrasies help vir ons natuurlik iets daarvan. En dit is juis hiervoor waarvoor ons moet pas op, ook in hierdie tyd. So hoe bly ons bewus van God se stem, God se teenwoordigheid, ten spyte van die geraas, ten spyte van die storms wat rondom ons woed, die chaos, die dinge wat ons aandag wil aftrek. Hierdie lied wat ons volgende gaan sing, is 'n lied waarin die Here met ons eintlik praat. Wat die Here in ons storms, in ons chaos, in al die lawaai en geraas rondom ons, iets ook vir ons wil kom sê. Lied nommer 519, Wees stil en weet. Kom ons val in die ritme ook van hierdie lied in. So ja, daar is soveel geraas rondom ons aan die gang. Soveel kan 'n mens sê, baie mense sê dit is ook 'n tipe besoedeling, nê, al die lawaai in ons omgewing. Sien, ons moet ten spyte van al die geraas kan hoor en kan onderskei. Kyk 'n bietjie na hierdie prentjie en dit is 'n so steelfoto van 'n aandelemark en ons het miskien al as jy dit nog nie self beleef het nie, al in flieks en so gesien in programme, hoe hierdie ouens almal gelyktydig skree en iewers binne in hierdie chaos, weet ek nie of dit nou die ouens wat die hardste en aanhoudendste en irriterendste is wat op die ander die verkoop en die aankoop reg kry nie. Maar dit is min of meer hoe mens moet kan onderskei tussen al die lawaai, al die stemme. En ek dink in hierdie tyd wat ons in die grendeltyd nog steeds is, maar in die erger tyd was, het ons juis dit beleef. Daar was soveel nuus, soveel fopnuus, soveel geluide, soveel conspiracy soos wat hulle sê. En tussen dit alles deur moet 'n mens koers hou, moet 'n mens kan onderskei. En 'n mens wens dat 'n mens so baie keer net kan ingeskakel bly, want soms is dit asof die Here se stem
ook onhoorbaar raak tussen al die geraas. En daar is natuurlik verskeie redes daarvoor. Nou as ons 2 Samuel 5 gaan lees, dan kry ons 'n tipe situasie in Dawid se lewe, waarin hy ook ten spyte van al die geraas, al die opgewondenheid, ook fyn moet luister, moet kan onderskei, en wat die Here van hom vra. Maar kom ek skets gou 'n situasie voor ons die teks gaan lees. Dawid het nou al reeds begin regeer as koning, en dan is sy eerste hoofstad Hebron. 7 jaar lank is hy daar koning, eintlik maar net van die suidryk van Juda. En dan gebeur daar 'n paar strategiese dinge wat veroorsaak dat Dawid se mag uitbrei. En dat die res van Israel se stamme hom ook aanvaar as koning. Hy neem Jerusalem in en hy maak dit sy nuwe hoofstad. So hy sentraliseer die regering baie strategies. 'n Klomp dinge wat gebeur en sy mag brei uit. En dan kom die res van die stamleiers en hulle salf hom as koning en sê ons erken jou nou dat jy koning oor die hele Israel was. Daar was baie intrige. Onthou, sy voorganger Saul het hom vir lank vervolg en die volk teen Dawid opgesweep. So daar moes baie dinge gebeur sodat hy vertroue kon wen. So lees maar 'n bietjie self daarvan in die eerste paar hoofstukke in 2 Samuel. Maar nou gaan ons aansluit in 'n gedeelte van sy lewe waar die vyand, die Filistyne, die groot bedreiging in hierdie tyd was die Filistynse volk. Hulle was 'n seevolk. Hulle het aan wal gekom daar in die Middellandse See se kant en hulle het begin om hierdie gebied, kan ons amper sê, te kolonialiseer en hulle was 'n groot tandpyn in natuurlik vir die Israeliete. En ons natuurlik het Dawid al 'n paar keer in veldtogte met hulle betrokke geraak, maar ook baie keer by hulle gaan skuil as hy vir Saul gevlug het. Maar die Filistyne het 'n nuwe bedreiging in Dawid. En daarom trek hulle op en wil hulle nou nie net sy mag toets nie, hulle wil hulle eie gebied uitbrei en hulle wil vir Dawid uit die weg ruim. So kom ons gaan sluit aan by die verhaal. Ons lees saam in 2 Samuel 5. Kom ons volg die teks. Toe die Filistyne verneem dat Dawid tot koning oor Israel gesalf is, het hulle almal teen hom opgetrek. Dawid het te hore gekom en op 'n strategiese plek gaan stelling inneem, sodat ons kan amper sê in weermagtaal uit 'n ambush gaan opstel vir hulle, nê. Die Filistyne het gekom en die spooklaagte binnegeval. Dawid het die Here geraadpleeg en gevra, moet ek teen die Filistyne opruk? Sal u hulle in my mag oorgee? Die Here het hom geantwoord, ja, trek op, want ek gee hulle beslis aan jou oor. Dawid het toe deur 'n groot kloof getrek en hulle daar verslaan. Hy het gesê, die Here het my vyand voor my gekloof, soos water 'n wal kloof. Daarom het hy die plek Groot Kloof genoem. Die Filistyne het selfs hulle afgodsbeelde net daar gelos, en Dawid en sy manskappe het dit opgetel. Toe die Filistyne weer opruk en die spooklaagte binneval, het Dawid die Here geraadpleeg. Die Here het gesê, moenie optrek nie. Draai na hulle agterhoede toe en val hulle aan reg oor die melkbosse. Wanneer jy die geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, want dan trek die Here voor jou uit, om die kamp van die Filistyne te tref. Dawid het gemaak soos die Here gesê het, en die Filistyne van Geba af, tot by die ingang na Geser verslaan. Ons lees dit tot sover. Die hele klompie lesse wat ons natuurlik hier leer in Dawid se lewe. En een van die dinge wat vir my opval, is dat Dawid leer hoe om na God se stem te luister, na die regte stemme in sy lewe te luister. Dink nou maar net vir jou in, as Dawid na verkeerde stemme geluister het. Selfs ook hierdie oomblik van oorwinning kon hom oorweldig het, dat hy nie weer gegaan het om die Here te raadpleeg nie. Dink nou maar net as hy na Saul geluister het en Saul se wapenrusting aangehou het, wat glad nie gemaak was vir Dawid nie, maar dit was pas gemaak vir Saul die koning. En Dawid sê nee, ek luister eerder na die stem hier binne in my wat sê, vertrou die Here jou God en gaan val die Filistyne so aan. So Dawid moes leer om God se stem te onderskei. Ek het hier 'n prentjie van 'n tipe melkbosplant. Nou wanneer hierdie sade droog word, dan raak hulle soos 'n klein ratel, net daai musiekinstrument met saadjies in wat jy so kan skud. En wat mense baie keer gebruik as 'n akoestiese skudinstrumentjie om ritme te hou. Nou in die geritsel van die melkbosse kon Dawid die oomblik hoor wat hy moes wegspring om aan te val. En dit het my van kleintyd af bygebly. Dat Dawid sy manskappe, terwyl hulle skuil
in hierdie lokval wat hulle opstel vir die Filistyne, doodstil moes wees, so doodstil, dat al geluid is die geluid dalk van die windsaggies en die geritsel van hierdie melkbosplante. So hoe onderskei 'n mens God se stem? Jy moet God leer ken. En God se stem moet die belangrikste stem, belangrikste invloed in jou lewe raak. En dit beteken dat jy meer tyd met God moet spandeer. Want dit is dan wanneer jy sy stem uitken tussen al die ander geraas en stemme rondom jou. Nou Dawid moes leer om binne-in hierdie oomblik fyn te luister en God se stem te onderskei. Ons is nie altyd so lekker ingeskakel nie. Was ons maar. Dan het ons dalk baie minder foute in ons lewe gemaak. Maar God het daarom begrip ook vir ons. En God wil juis vir ons innooi in hierdie verhouding in om die heeltyd te onthou dat ons koneksie met hom glad nie gebreek is nie. Dalk raak ons die lyn so 'n bietjie verdof of ons vergeet, maar Jesus het kom verseker aan die kruis dat die koneksie tussen ons en God stewig is. Niks kan daardie koneksie breek nie. Maar daar's wel dinge wat ons aandag aftrek, nê. Al daai geraas rondom ons trek baie keer ons aandag af en die stemme probeer harder skree as God se stem. En dit is nogal vir ons frustrerend. Want ons het ook geraas binne in ons, nie net buite ons nie. Al ons kommer, al ons vrese, al ons twyfel, al die dinge wat ons baie keer so laat stres, is ook die geraas binne in ons. So ons moet leer om daai kalmte aan te leer. Nou kom ons kyk na 'n paar dinge wat ek noem Dawid strategie. Dawid raadpleeg heel eers die Here. Dis die eerste ding wat ek leer in hierdie verhaal. Dawid gaan heel eers na die Here toe. Hy gaan raadpleeg God en sê, Here, moet ek teen die Filistyne optrek? Wanneer hierdie weermag van die Filistyne aan die optrek is, na die spooklaagte toe. Dit was 'n bekende terrein waar baie veldslae plaasgevind het. Dan gaan Dawid heel eerste na God toe. En dit is ons groot les. Baie keer gaan ons die eerste na die Here toe nie. Ons praat eers met 'n klomp ander dinge, die ander stemme in ons lewe. Ons gaan raadpleeg hulle heel eerste. Dawid leer ons beweeg heel eerste na God toe. 'n Tweede stuk strategie wat Dawid het, is om te wag op die Here. Dawid wag vir 'n antwoord. Hy hardloop nie sommer net in hierdie geveg in nie. Hy wag op God se antwoord en dit is ons moeilikste ding. Die lied wat ons gesing het, wees stil en weet. Nee, ons sukkel om by die weet uit te kom. Want ons sukkel om stil te raak, ons sukkel om die geraas wat ons nie kan beheer nie, van wat buite ons baie keer woed, uit die weg te ruim. En daarom is dit baie belangrik dat ons 'n innerlike kalmte moet hê om op die Here te wag voordat ons reageer. Soms het ons medegelowiges ook vra om saam met ons te luister. En ons groei in hierdie onderskeiding. En ons moet baie keer die antwoorde toets wat ons kry. Daarom het Dawid ook dit nodig gehad om God se stem te onderskei tussen dit alles heen. Dink aan die tweede keer toe hy gaan aanval. Toe hoor hy 'n ander antwoord. 'n Mens sou verwag het in die verloop van die verhaal dat die Here weet dadelik sê, want die Filistyne is mos nou verswak, né? So dit gaan nou makliker wees. Maar Dawid moes binne dit alles nog steeds God se stem onderskei. En daarom, as ons nou kyk na sy lewe, en ons gaan kyk hoeveel keer dat hy Samuel ook toegelaat om in sy lewe in te spreek. Ook van sy ander leiers, en dan later ook Nathan, die profeet, en ook die priesters wat Dawid baie keer raadpleeg. So Dawid het ook medegelowiges rondom hom, wat saam met hom luister, en baie keer ook sy eie antwoorde wat hy kry toets, of hy reg gehoor het. Die vierde strategie is daai dieper kennis. Dawid word ook oortuig deur die Here dat hy reeds voor hom uitbeweeg het. En dit moet ons ook hoor. Baie keer dink ons gaan nou alleen in hierdie storm in. Of dat die Here ons druk daarin. Nee, God het reeds voor jou uitgeloop. God het reeds begin om die oorwinning voor jou uit te veg en dit reg te kry om 'n pad vir jou oop te breek, sodat jy kan volg. Hierdie dieper kennis wat Dawid oor God het, en hoe God ook optree en ons liefhet en ons beskerm, help hom en oortuig hom om God te vertrou en te volg. En dit is die 5de punt in Dawid se strategie. Vertrou God. Onthou, God se hand is baie groter en sterker as ons in. En daarom kan ons hom vertrou, ook in hierdie stryd. En is dit nie nodig dat ons dit alleen moet aanpak nie. Ons weet, ons kan staat maak op die Here.
Dit is wat sy naam ook beteken, Jahwe, ek is wat ek is, ek sal wees wat ek gesê het, ek sal wees. God is getrou. Die 6ste ding wat ons leer in Dawid se strategie is gehoorsaamheid. Nou wat meer sien ons in hierdie voorbeeld van baie keer 'n hond wat afgerig word en wat met absolute gehoorsaamheid luister na sy eienaar se stem. Ons het God ook so vertrou in ons gehoorsaamheid. Dawid gehoorsaam. Want onthou die tweede keer kon hy dalk gedink het hy moet van voor af aanval. Maar tot in die fynste detail gehoorsaam hy God. En in sy wag op die Here daar tussen die melkbosse waar hy aanval, moet hy baie stil wees want jy moet nie rondskit aan daai plante in jou beweging nie. So, jy moet gehoorsaam. En gehoorsaamheid vra ook vertroue. Die laaste en die sewende ding wat ons leer in Dawid se strategie is hoe hy hierdie proses in sy lewe herhaal. En dit word deel van sy lewenstyl. Dawid praat ook daaroor, hy getuig ook daaroor. Hy vertel ook vir ander daarvan, hy sing daaroor, hy maak liedere, psalms, gedigte daaroor. So, en dit word 'n ritme in sy lewe. Hy herhaal die proses. Ons het in hierdie tyd ook 'n klomp dinge geleer wat ons ritmies gaan in elk geval herhaal in ons lewens. En dit is onder andere oor ons higiëne, soos hande was byvoorbeeld. Hierdie hele strategie van Dawid word soos hande was vir hom. Iets wat hy in sy routine elke keer herhaal. 'n Ongelooflike les wat ons by Dawid leer. Woensdag gaan ons weer 'n bietjie stil staan by hierdie dinge, wanneer ons ook ons vra en ons dieper Bybelstudie gaan doen in hierdie Dawid strategie. Maar kom ons word net weer so 'n paar oomblikke stil. Here, dankie vir geloofsvoorbeelde in die woord. Dankie dat ons ook in hierdie oomblikke kan sê ons moet oplet en leer. Maar ons het ook 'n Heilige Gees hier nodig om ons te help om ook hierdie strategie deel van ons eie ritme te maak. Om U dieper te leer ken. Here, om U te vertrou en te gehoorsaam. Om tussen al die geraas, ook die geraas binne in ons, stil te kan raak. Te kan konsentreer op U stem met onderskeiding. Dankie ook dat U medegelowiges in ons omgewing sit, rondom ons familie, mense in ons huis, mense wat ons kan raadpleeg, wat ons mentor, om saam met ons te luister en te bevestig. So ons kom na U toe met lof en afhanklikheid. En ons eer U. Here, ook hierdie nuwe seisoen wat vir ons voorlê en hoe ons dit moet benader en moet aanpak, ons kom ook daarmee na U toe. Dat U ons ook sal help om te kan volhard en om te onthou dat U reeds voor ons uit is, ook op hierdie pad. Ons kan U net gehoorsaam en U volg. Dankie dat ons dit in Jesus se naam kan bid. Amen. So mag U groei in hierdie ritme, ook in hierdie strategie van Dawid. Ek wil vra dat ons 'n volgende lied sal sing. Die groep Onbeskaamd het 'n verwerking van Ek weet verseker wat hulle so op 'n fantastiese manier bedien, maar mens kan nie help om met in te val en saam te sing nie. Kom ons geniet hierdie lied wat ook getuig van ons eie sekerheid in Christus Jesus. Kom ons sing dit lekker. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leefman, hy laat my leef. Hy is verwinnaar, hy is hier. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou.
laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, Hy bly getrou. Ons sien uit daarna om ons eredienste te kan hervat. Ons het 'n veilige ruimte reeds geskep. Ons is gereed om 50% van ons kapasiteit te ontvang, wat vir ons ten minste so by 220 mense kan uitbring. En natuurlik het ons die jeuglokaal ook beskikbaar, so as daar meer mense opdaag, moenie vrees nie. Ons het 'n direkte videolyn na ons jeuglokaal toe ook, waarby ons ook 'n paar mense kan veilig daar insit, so 50 min of meer. So ons sien uit daarna om hier te ontvang. Onthou dat die regulasies nog steeds in plek is. Ons het nou nog nie al die vorms en dokumente ontvang nie. Die kerk is maar gewoonlik laaste om by die regering so iets te kry. Eerste om aangespreek te word, maar ook laaste om te hoor hoe ons moet optree binne in hierdie regulasies. Maar ons gaan alles doen sodat u ook in kalmte en vrede die Here kan kom aanbid in hierdie tyd. En ons sien uit daarna om saam met u te wees in hierdie tyd. Ontvang die seën van die Here en gaan geniet hierdie dag. Gaan geniet hierdie week en weet dat die Here jou vooruit is en dat hy oral waar jy gaan ook vir jou sal beskerm. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die teenwoordigheid en inwoning van die Heilige Gees sal met jou wees en ook bly. Ons gesels volgende week weer verder en ons hoop om genoeg van u te sien en die van u wat nie kan kom nie of wat 'n keuse maak om by die huis te bly. Onthou, ons het 'n direkte skakel wat ons gaan deel soos wat die preek gaan begin en dan kan u dit volg en dan ook die erediens saam beleef. 'n Lekker week vir julle almal. Amen.